Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cimcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knopjie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg. Goeienaand dames en here, baie welkom by ons CIM Collective in Fokus. Is ons in diepte gesprek waar ons bietjie die woord van die Here oopbreek en ons praat bietjie daaroor en ons bring terug weer die waarheid en dit wat vir ons belangrik is as kerk om te besef van wie ons is en wat se tyd ons leef. So 2 weke terug was ons op die vooraand van ons groot byeenkoms regenerasie en ons het 'n bietjie gesels oor regenerasie en wat dit beteken. En net om vir julle te sê, die wat wou kom en dit nie gemaak het nie, julle het uitgemis, dit was regtig 'n besondere aand, 'n reuse sukses gewees. Ek dink daar was so 'n handjievol sitplekke oop gewees, maar dit was 'n lekker vol teater gewees. En my gas Sandra hierso het homself goed van sy taak gekwyt. Baie welkom Sandra, baie welkom Niels. En ja, dit was so lekker, die worship was incredible, die mense was incredible. En ek kon sien in soveel in wat ons gesê het in die aand en wat gebeur het daar aan die einde, het Sandra 'n oproep gemaak vir die mense om op te staan en 'n besluit te neem. En ek kon sien in soveel uit die woord uit, soveel hoop wat in elke persoon, die oë het sommer geglinster. Maar wat gebeur na 'n hoop? Daar moet 'n geloof gebou word. En dit help nie ons maak net meer hoop wakker onder ons almal, maar ons bou nie 'n geloof nie. En dit is hoekom ons hierdie gesprek vanaand het, want vanaand praat ons oor geestelike opvoeding. En geestelike opvoeding bring weer die geloof terug. En so my gaste vanaand, soos ek hulle voorgestel het, gaan ons bietjie gesels oor geestelike opvoeding. Sandra, en ek weet, geestelike opvoeding brand baie in jou hart. Is iets wat jy baie oor praat. En ons besef, as ouers van kinders, wanneer ons kinders in skole inskryf, jy wil jou kind in die beste skool sit. Ja. Jy wil jou kind by die beste onderwyser kry. Sodat jy wil nie die kind op 'n dwaalpad lei nie. En so is dit belangrik ook, wanneer ons wedergebore word, en as ons het gesels, regenerasie beteken wedergeboorte. Ja, dit moet ons besef, ons is 'n geesskepsel met 'n siel in 'n liggaam. En vanuit dit moet ons begin opvoeding kry, sodat ons die geloof kan bou van daai plek af. So Sandra, hoekom is opvoeding vir jou so 'n belangrike komponent tot ons as gelowiges? Jake, ek wil net dalk eers weer stil staan by wat jy nou gesê het. Ek dink jy het 'n verskriklike mooi ding gesê wat ons kykers vanaand net moet weer eens besef. Ons sien dit al in Genesis 1 en Genesis 2, toe God die mens geskape het, toe hom geskep het. En hy skep die mens na sy beeld en sy gelykenis. Kan ons sien dat die mens is eintlik 'n geestelike wese. Ja. In God se oë. In God se oë is die mens 'n geestelike wese en is ons geskep as seuns van God om die beeld en die gelykenis van God te wees. Ons sien dan dat God eintlik bo-op Adam gaan lê en hy blaas in hom sy geeswerk, sy geeswese, en dan sê dit, and man became a living being. Daai woord being beteken ook siel. Siel, ja. So, God maak ons hierdie geeswesens na sy beeld en sy gelykenis, dan blaas hy die gees van God, die Heilige Gees in die mens in, sodat die mens se siel toegang het tot God se gees. En dan vorm God die mens uit die stof uit. Hy gee vir hom 'n liggaam. Ja, en maak dit sigbaar. Jy sê ja, sodat die onsigbare hemelse dimensie en die onsigbare God wat die koning en die Here in die hemel en daai geestesdimensie is, kan sigbaar word deur ons in hierdie natuurlike realm. So die geestelike realm wil hy die aardse realm, die natuurlike realm moet hom aantrek. En God wil hê, die onsigbare God wil hê ons moet hom aantrek. So ons is sy beeld en sy gelykenis. So jy sê dit baie mooi en is regtig iets om oor, dis daai Sela oomblikke waaroor jy bietjie met diep dink. Ons is 'n geeswese,
met 'n siel in 'n liggaam. En as ons dit ooit betwyfel het, kan ons sien dat die volmaakte werk aan die kruis weer eens gee vir ons wedergeboorte van bo, wedergeboorte uit die geestesdimensie, uit die hemelse Vanuit dimensie God, uit. So ons geesmens word gewederbaar. Nou kan ons bekeer, ons kan ons siel weer terugbekeer na om toegang of om hierdie werk van God te doen, want ons het nou weer toegang tot dieselfde Heilige Gees wat ons verloor het daai tyd, sodat ons dit hier uit kan illustreer, nee, en ons sien dit mooi met Jesus, seun van God, seun van mens. Dit was die doel van Adam. Seun van God, seun van mens. As jy nie verstaan dat jy's 'n seun van God nie, sal jy nooit seun van mens kan reg illustreer nie. En ek dink dis 'n baie belangrike ding vir ons om te verstaan. Wanneer ons dan uiteindelik begin verstaan dat ons is 'n geeswese, en daai geeswese is die tempel van God, en God se gees kom woon binne daai geeswese, dan moet ons 'n klein bietjie meer ernstig wees oor die tipe opvoeding wat ons kry, as ons weet dat Romeine 10 vers 17 sê, geloof kom deur die hoor, en deur die hoor van die woord van God. Vandag het ons tussen 41.000 en 52.000 verskillende Christelike denominasies, waardeur ons siele nou filter, wat is nou die akkurate invloed of opvoeding, wat uiteindelik ons geloof bepaal. En as ek dis altyd vir my ek sien dit altyd verskriklik mooi, wanneer laerskoolkinders hoërskool toe gaan. Jy kry een van 3 tipe ouers. Jy kry die ouers wat kinders net in skole sit, omdat dit die goedkoopste is. Want dis al wat hulle kan bekostig. Dan kry die ouers wat hulle kinders in die skole sit, want die maatjies gaan soontoe. So, hulle het nou al 'n bietjie van 'n groepie gevorm, groepie gevorm, en die kind se geluk bepaal wanneer gaan. Dan kry die ouers wat bereid is om kinders in koshuise te sit of ver te ry, sodat hulle kinders na spesifieke skole toe kan vat. Al kos dit 'n bietjie meer, want die opvoeding, die tipe invloed is vir daai ouers belangrik. En is 'n langtermynbelegging. Ons sien dit altyd wanneer mense universiteit toe gaan, 'n LLB graad by 'n gewone universiteit of by Harvard College. Mense is bereid om meer te betaal vir daai tipe invloed. So opvoeding is verskriklik belangrik. En as ons dan so ernstig is met ons, wanneer dit kom by ons kinders oor 'n spesifieke opvoeding, en veral universiteite, hoeveel te meer nie ons geestelike opvoeding wat eintlik ons wese bepaal nie. Is nie ons siel of ons liggaam wat ons wese bepaal nie. Dis ons geesmens. Dis waaruit ons identiteit kom. Dis ons identiteit. From the inside out. Maar ek wil nou 'n bietjie vraag vra oor bekering en die rol van opvoeding om te kan bekeer. Want ons is almal gebore, fisiese uit 'n ma en 'n pa, fisies gebore, en van jou geboorte af word jy gevorm in jou siel, in jou, waar jy bly, die skool waarna toe jy gaan, die kultuur waarin jy groot word jou siel gevorm. Maar dis van buite af binne toe. Nou kom jy tot, jy word wedergebore, maar nou besef jy, eintlik lê my identiteit binne. Nou raak opvoeding baie belangrik om van binne af buite te doen, want jy sê dis in jou siel waar eintlik die computing lê van ons as mens. Dis die brug tussen die geestelike en die natuurlike. En vir die feit dat ons weer gebore word en ons geesmens is weer seun van God, sê die Bybel dit so mooi. Eintlik is ons 'n nuwe skepping. As ons snap, ons is die tipe skepsel wat ons nou weer geword het, in die beeld en die gelykenis van God, met God se gees, moet ons verstaan, 'n skepsel het net een doel, en dis om 'n habitat te vorm. So eintlik as geestelike skepsels van God, het ons die vermoë om die koninkryk van God te vorm, maar wedergeboorte en bekering, die vermoë om te kan groei, loop hand aan hand. So jy moet onder die invloed sit van mense wat verstaan wat is 'n geeswese, en wat spesialiseer in die geeswese, en wat natuurlik deur God aangestel is. Net omdat, met alle respek, net omdat universiteite of tersiêre instansies vir jou 'n diploma of 'n graad gee, beteken nie dat jy deur God aangestel is en verstaan hoe werk die geesmens nie. As jy nie vir geesmense hulle identiteit kan leer nie, het hulle nie selfbeeld nie, het hulle nie selfgeloof nie, en het hulle nie vertroue en selfvertroue om te doen wat hulle moet doen in die geloof nie. Jy verstaan? So dis verskriklik belangrik dat die mense wat met ons as tempel van God werk, die spesialiste is in die geeswese, want dis wat ons identiteit is.
Maar wat jy glo oor jouself, is jou selfbeeld. En dit word bepaal deur invloed, of oprigting, of opvoeding, noem dit wat jy wil. Ja. Niels, maar dis nie altyd 'n lekker proses om te besef of jy kom op 'n plek, jy besef jou identiteit en dit maak al klaar vir jou 'n paar dinge los, maar dan besef jy, okay, daar's goed wat ek gaan moet verander. Daar's dinge wat in my ingebou is wat nie akkuraat is nie. Daai proses is partymal moeilik want dis soos 'n lig wat skyn en jy voel 'n bietjie ontbloot. En dis gewoonlik waar mense terugtrek in hulle dop of hulle ou manier in. En jou ondervinding en gesprekke wat jy met mense het. Want ek wil terugkom by die opvoeding en bekering gedeelte. Wat is die essens van bekering? Want iemand moet draai na iets toe. Waarna toe draai hy? Ja, ek dink dit is groot goed is wat ons praat, is baie mooi. Sandra praat nou van Jesus as wat seun van mens en seun van God weer vir ons kom wysheid en geregtigheid, né? En hier is die kruks van die saak. Ek wil dit mooi sê, die mens was nooit geskep om die beeld van mens te dra nie. Bedoelende, Ja, mooi gesê. ons het die beeld van God verloor. God het gesê, laat ons mense maak na ons beeld en ons gelykenis. En God het die mens geskape na sy beeld. Mens moes nooit ander beeld gedra het as God se beeld nie. En toe verloor ons God se beeld. As ek praat van beeld, dan praat ek van God se manier. Sy karakter. Sy karakter, sy aard, sy wese, sy manier. En ons het dit gaan verloor. En toe het ons 'n ander manier wat kom uit 'n kennis van goed en kwaad. Ons het 'n ander manier gaan aanleer en ons noem dit mens. Ja. So ons ken die mens na 'n beeld wat die mens nooit moes gehaat het nie. Ons moes die mens geken het na die beeld van God. So wedergeboorte begin weer die werk van God binne in my, vanuit die geloof uit. Maar Petrus skryf uit mooi in 1 Petrus 1 vers 9. Hy sê, om tot die geloof te kom is nie die einde nie, dis die begin. Hy sê, die einddoel van my geloof is die redding van my siel. En dit is waar ek moet transformeer om weer die beeld van God te kan verstaan, dit te kan leef en te kan uitbou. Paulus skryf dit daar in Romeine 12 vers 1 en 2. En dan sê hy, moenie gelykvormig wees aan hierdie wêreld nie, maar word getransformeer. Hy sê, die Engels sê het mooi, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. En dan sê hy, die proses is moeilik. Hier kom het. By giving yourself daily as a living sacrifice. Hier's 'n offerwerk waarin ek myself moet heeldag my vleesmens moet gevange hou, op 'n altaar hou wil ek amper sê. Offer sodat God die geesmens binne in my kan ontwikkel. Met ander woorde in my siel, dat ek kan begin meer en meer weer verstaan. Wie is ek as hierdie geloofswese, as hierdie kind van God, sodat ek weer dit kan leef as beeld van God. Maar daai skrifgie gaan verder, dan sê hy dit mooi. Ja. Dan sê hy that we may prove. Dis reg. So ons word dan die bewys. Ons word die bewys. Ons word die proof, nee. That we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So as ons daai oorgegee wees aan God se Heilige Gees, plus die regte geestelike opvoeding. As ons dit kan regkry, word ons die onsigbare se bewysstukke in die aarde. Baie mooi. En ek dink ons sien dit, Jake, ons sien dit waar 'n pa nie betrokke is in 'n huis nie. Ja. Of 'n ma nie betrokke is in 'n huis nie. Waar invloed al van die begin af nie betrokke is nie. Dis hoekom ouers kies 'n skool of 'n instansie waarmee hulle assosieer, sodat dieselfde waardes en normes wat in die huis ingebou word, ook by die skool ingebou kan word, nê? Nee. Sodat hulle 'n ekstensie kan wees van wie en wat hulle by die huis is. Maar wanneer ons weergebore word, sê die skrif, so met ander wat ek wil sê is, wanneer ek gebore word, dan lyk ek is bedoel om onder my pa se invloed en my ma se invloed te wees, en hierdie twee mense is ook eintlik beelde van, my pa was eintlik 'n beeld van God, hy moes een wees, my ma is 'n prentjie van die hemelse Jerusalem, want wanneer ek weergebore word, dan lyk ek nou geestelik 'n bietjie soos my pa en my ma. Ek lyk soos God die Vader en die hemelse Jerusalem. Dis die moeder waaruit ek gebore word. So die koninkryk van God. So waar jy vra, ek is nou weergebore en waarna toe moet ek bekeer? Wel, ek moet bekeer na die beeld en die gelykenis van God toe en die beeld en die gelykenis van die koninkryk toe, want dis my vader en my moeder. Ja. Nee, so dis waarna toe ek moet bekeer.
Sodat wanneer mense by my kom, vind hulle beide die DNA van my pa en my ma en my. Hulle sien God die Vader se beeld en gelykenis in my en die koninkryk, die heerskappy van God se beeld en gelykenis in my. Dis die moeder en die vader wie se beeld en gelykenis ek moet illustreer. Dis die skoot waaruit ek uitkom toe ek weergebore is en dis die saad waaruit ek uitkom. En as ons verstaan dis waarna toe ons moet bekeer, dan verstaan ons hoekom Jesus Christus die hoëpriester word volgens 'n spesifieke orde. Nou ons het altyd daai gesprek gebruik om tiendes te regverdig. Maar daar was iets fenomenaals in die orde, die invloed van Melchisedek, dat Abraham, wat die vader van geloof is, sommer maar net uit die geloof uit 'n tiende gegee het. So, daar's 'n spesifieke opvoeding wat die belofte wat binne in Abraham lê, na vore sou bring. En as hy nie onder daai invloed sit, wat met die verbond van God gekom het nie, sou Abraham altyd by Hagar en Ismael vasgehak. Maar sy oorskuif na Sara en Isak toe, is as gevolg van 'n sekere invloed, wat uiteindelik sy geloof kon in aksie bring. Jy verstaan, hè? Ja. Jesus word die hoëpriester. Nou 'n priester se werk is om seker te maak daar is 'n spesifieke opvoeding onder die mense. Ons maak dit altyd oor sy offer en sy geskenk wat hy gee, maar die offer en die geskenk wat hy gee, die vervulling van die ou verbond en die bring van die nuwe verbond moes 'n invloed bring. Die vermoë dat God weer homself in mense kon inbou en dat hulle spiritually educated kon wees, sodat hulle spiritual intelligence kon hê. Ons praat so maklik van IK of EK, maar wat van GK, of SK, wat van ons spiritual knowledge, of ons geestelike intelligensie, jy verstaan? En dis hoekom Jesus is meer as net die lam. Hy's meer as net die offer. Jesus is meer as net apostel, of geloofsheld, of seun van God. Hy's hoëpriester volgens 'n orde. So, dit beteken mos nou vir ons, dat daar ook priesters moet wees, volgens die orde van Melchisedek. Nee, en ek gaan nou vir ons 'n skriffie lees, oor wat hierdie orde eintlik sou bring. Hierdie orde sou die koninkryk in jou vorm, en die geregtigheid en vrede weer bring. My vraag is, en as ek dink aan die kykers wat kyk, hoe weet jy sit onder die regte invloed? Hoe erken jy dit? Waarna soek jy? Waarna kyk jy? Hoe vra jy jouself sekere vrae af, dat jy kan 'n paar checkliste hê, sê Here, okay, U gaan met my moet praat, U gaan my moet lei, dat ek kan myself sit onder die regte orde, of die regte invloed. Want ons almal sit iewers onder 'n invloed. Al ons, die kerke is vol, almal Christene gaan iewers na kerk toe. Hoe weet jy jy's reg? Dis 'n baie goeie vraag, en ek seker daar's 'n klomp, om 'n antwoord te gee, is eintlik 'n groot, dis eintlik 'n gewigtige antwoord. Maar vir my sal dit wees natuurlik daar waar ons uiteindelik weer seuns van God kan wees, daar waar ons uiteindelik weer die geloof sigbaar maak, daar waar ons weer die hemele sigbaar maak, en daar waar ons as nie net meer burgers van die hemele word nie, maar ambassadeurs van die hemele kan word. En ek sal natuurlik kyk vir die verbond van God. Ek verstaan nou baie meer geestelik as wat ek dalk jare terug verstaan het, maar die verbond van God is sekerlik die heel eerste bewys van God, dat hy hierdie plek goedkeur, aanstel, en sê, ek stel julle aan om met die heilige tempel van God te werk, om dit uiteindelik weer by 'n punt uit te kom. Maar Niels gaan nou met ons deel. Jy weet, wanneer jy weergebore word, daar's verskillende woorde in die Grieks vir kind, op pad na seun toe. En ons moet onder 'n invloed sit, wat ons deur hierdie fases van ons lewe kan laat groei, dat ons uiteindelik die volmaakte werk wat reeds binne ons is, na vore kan bring, en uiteindelik kan uitkap en illustreer. Ek hou van daai prentjie van 'n ouetjie wat altyd binne die groot stuk rots sit, dan kap hy homself uit, nee. Die regte invloed, gelei deur die Gees, daar waar die Gees van die Here en die invloed van die regte invloed van God kan saamwerk, kap dit eintlik daai seun van God uit jou uit, om uiteindelik dit in die seun van mens raak te sien. Ek wil net jou vinnig vra dan, want ek weet by CIM is daar 'n spesifieke manier hoe ons daai opvoeding werk en inbou, en daar 7 fases waarvan jy altyd praat, en ek wil hê mense moet dit hoor, want ek dink wat belangrik is wat jy gesê het is,
ons moet begin kyk na, as ons 'n toets moes skryf oor wat God wou hê, Ja, en moet waarmee jy, hy nou- ja, waarmee hy nou besig is, moet jy kan slaag. Ja, eintlik. Nie in wat jy wil hê of wat die wêreld wil hê nie. Jy gaan met jouself vra, in my opvoeding, Ja. en die God sit nou 'n toets voor my, Ja. gaan ek daai toets slaag? Ja. En as God wil geestelike volwassenheid in ons kweek, om seuns van God te hê sodat ons hom kan verteenwoordig, is dit belangrik dat ons daai toets slaag Ja. en na 'n plek toe gaan wat daai checkpoints het om jou Ja. op te rig na daai plek toe. En Inteendeel, wat jy sê, sorry ek val in die rede, Jesus sê dit in Matteus 16 vanaf vers 1 tot by vers 4, die ouens soek 'n teken dat hy moet bewys wie hy is. Ja. Hy sê dan vir hulle, julle kan die fisiese tekens beoordeel, maar julle kan nie die geestelike tekens van die tye beoordeel nie. Skynheiliges. So Jesus noem iemand 'n skynheilige wat nie die geestelike tekens van die tye kan beoordeel en weet waarmee God besig is nie. Want ware priesterskap en ware herderskap is ook besig met waarmee God besig is en voed dit in die kerk op sodat meer mense kan besig wees daarmee. Baie mooi gesê. So die eerste checkpoint sal wees om te sê, hoorie, sit ek in die plek wat vir my die seisoene van God uitlê? Baie mooi. Is 'n Baie goeie wegspring. antwoord. Ja. Ja. En dan kan ons van daar af, as ons die seisoen van God verstaan, dan kan ons begin leer, okay, wie is ek en wat is my funksie en my rol in hierdie seisoen? Jy sien Jake, wanneer ons kinders van God nog is, Leef ons vir onsself. al praat die gees van die Here met ons en ons voel die roering hier in ons. As iemand dit nie kan help uitlê of ons siel kan bekeer, transformeer om te groei na hierdie seunskap wat in ons is nie, kan ons dit nie interpreteer nie. So dis oop vir my eie interpretasie. Nou met die gees van die Here en die werking van die tye deur my vrot filterwerk. Wag, nie net my filter van geestelike opvoeding nie, ook my agtergrond, ook my herkoms, ook my geslag, ook al die inligting waaronder ek sit. Ja. En as ons nie daai kennis van goed en kwaad iewers begin vervang met die kennis van God se heerlikheid nie, dis waar die orde van Melchisedek inkom. Dit moet eintlik die kennis van God se heerlikheid weer in die mens inbou. Ja. Laat ons die kennis van goed en kwaad eers eenkant sit. Jy verstaan hè? Niels, want ons weet, in Romeine staan daar, geloof kom deur die gehoor. So almal bou 'n geloof uit wat hy hoor. Ja. Maar my vraag is, kom ons op die plek waar ons transformeer, dat ons denke verander na God se toe. Ja. Want dit is waar die kruks lê. As hy geloof ons nie na God se manier toe draai nie, dan mis ons die punt. Ons kan nie meer wêreld bou nie. Hou net vas Niels. Ons kan nie. Wat jy sê is so belangrik. As ons weer vat Matteus 16, jy kan sien dat hierdie twee goed loop parallel met mekaar, nê? Geestelike vaders of leiers en die geslag wat onder hulle sit. Jesus sê, a wicked and adulterous generation. Die geslag vra vir tekens, maar geen teken gaan vir julle gegee word, behalwe die enigste teken wat God in daai tyd gee nie, want God gaan nie buite sy reëls nie. God doen net waarmee hy besig is. Eintlik is dit die leiers se werk om in tune te wees met God en dan 'n geslag groot te maak wat ook in lyn is met God, nê? So dis hoekom Jesus vir hulle sê, haal eers die balk uit julle oog uit, dan kan julle die splinters uit mense se oog uithaal. So as die vaderskap of die leierskap waaronder ons sit nie kan sien nie, dan splinter die splinters van die balk af binne in die oë van mense. Nou of jy 'n balk in jou oog het of 'n splinter, Jy kan jy's nie ewe sien nie. blind. Ja. Dis ewe erg. So ons kan sien dat hierdie twee goeters het korrelasie met mekaar, geweldige groot parallel met mekaar. Vaderskap of invloed, geestelike invloed en dan die geslag waaronder dit sit, nê. So die geslag gaan nie kan sien nie. En ek ben die geslag het Jesus doodgemaak, want die leiers het Jesus doodgemaak. Nee, jy verstaan die probleem van vaders en kinders. En dat die harte van die vaders, as dit nie gedraai is na die kinders toe, en die vaders maak seker, waarmee is God besig en ons is onder die regte invloed nie, is die kinders tevrede met 52,000 verskillende Christelike denominasies en ons sê, daai tipe opvoeding is vir ons okay, en dit is nie okay nie, want ons is die tempel van God. Ons is 'n geeswese. Dit is nie meer okay nie. Dit is nie okay nie. Glad nie. Ja, en ek dink as ek prakties hierdie vraag moet antwoord, hoe weet ek sit onder die regte invloed? Ek as 'n Christen, ek is 'n kind van die Here wat lief is vir die Here, wat vanaand na program soos die luister. En die vraag is op die tafel, hoe weet ek is 'n kind van die, of ek sit onder die regte invloed? Ek dink die belangrikheid in my kop, Jake, lê hier. Ek moet weer by die vertrekpunt kan begin.
En die vertrekpunt by my is Genesis 1. Genesis 1 vertel vir my wat was in God se hart toe daar niks was nie. Ja. Toe daar niks was nie, het God 'n begeerte gehad. En dan die skepingsverhaal pak daai begeerte van God uit. En dit is baie duidelik dat God het 'n begeerte gehad om 'n fisiese uitdrukking van hom te hê. Van sy manier, sy beeld, sy gelykenis. En dis wat hy maak met die kennis van hom. Ja. Ons weet ook die Bybel sê in die laaste dag gaan mense, kerke en predikers soek wat hulle streel by die oor. Want hulle, en ander gaan weer meer liefhebbers wees van genot as liefhebbers van God. Ons sien dit in ons tyd. Ons sien dit in die verdeeldheid in kerke, en ons sien dit in die kommersialisering van kerke, waar dit gaan oor baie alternatiewe motiewe eerder as om God se beeld en gelykenis in te bou, waar mense weens ander redes by kerke uitkom. Ja. Dan gaan dit oor voorkeure en afkeure en wonderlike worship spanne en prediking wat my nie konfronteer nie, wat my laat gemaklik voel. Die groot ding is, as ons nie weer kan kom op 'n plek waar God my kan opvoed na sy beeld en sy gelykenis, met ander woorde, wat my kan laat verstaan wie ek is na die Gees. Sodat ek kan verstaan, hoekom moet ek dit wees? Waarom is ek? En waarmee is God nou besig in die tyd waarin ek leef, sodat ek my bydrae kan gee vir God? Nou, as ek nie in 'n plek is wat direk daai taak sy verantwoordelikheid opgeneem het, en in my inbou nie. om my as 'n kind van God, 'n gelowige te bou na 'n plek toe nie, moet ek myself groot vrae vra, waar bevind ek my as 'n lidmaat van 'n instansie of 'n kerk of 'n denominasie. Ek sê dit met liefde, want denominasie is verdeeld. Ons weet dit, die kerk is verdeeld ontsettend, en ek wil dit weer sê, vir baie redes. En die tragedie... En die duiwel sit agter. Natuurlik. Dis nie iemand of iets of 'n denominasie. Die duiwel sit agter. Verseker. En vandag sit ons in 'n plek, jy het eers 'n roeping van God nodig om in die bediening te kom. Nee, jy het akademiese kwalifikasie nodig. Aanlegtoets En met liefde is nie 'n moeilike studierigting nie. Ek is nie baie intelligent in ek het nie groot syfers gehad op skool nie. So die punt wat ek wil maak is, enige iemand kan vandag in die bediening kom. Ja. En dan is daar nog in die onafhanklike scenario's, het jy eers kwalifikasie nodig, nee, jy gaan net aan. So, dis vir my belangrik. Ek moet as 'n gelowige myself kan afvra, as God so duur vir my betaal het, dan moet ek begin agterkom, wat is God se gedagtes oor my? Yes. En ek moet 'n plek gaan vind wat my kan opvoed. Sandra sê dit mooi. Dis die invloed van 'n vader in 'n kind se lewe wat vir hom sy lewe, sy omstandighede en die goed wat hom gebeur in perspektief kan bring, sodat hy kind opgevoed kan word. Anders verstaan die kind nie, goed gebeur met daai kind, en as daar nie 'n vader is wat betrokke is en vir daai kind sê, kom ek vertel jou hoekom het hierdie nou gebeur. En hier moet jy leer, en hier moet ons gehoorsaam raak, en hier moet ons verstaan, en hierdie was 'n slegte keuse. En as ons nie daai kind opvoed nie, het ons nie daai kind lief nie, hoor. Romeine 12 sê dit, 'n vader as 'n kind nie tugtig nie, het hom nie lief nie. So daar's 'n betrokkenheid wat God soek, en 'n aanspreeklikheid wat God wil hê die kerk moet opneem, om daai werk te kan doen, die verantwoordelikheid van die hemele op te neem, om in my in te bou as 'n gelowige. Genoeg was ons net gered om hemel toe te gaan. Dit was nooit God se plan nie. Dit was eers die evangelie wat Jesus gepreek het nie. Jesus het gepreek, bekeer jou, die koninkryk van God het naby gekom. Nie dat jy kan hemel toe gaan nie, nie dat jy nie kan hel toe gaan nie. Hemel en hel prediking was nie Jesus se prediking nie. Die motivering vir wedergeboorte was nie altyd suiwer nie. Reg. So mense is dis regtig wat gebeur het, en ons moet verstaan, die einddoel, van al hierdie opvoeding is weer seun van God om weer seun van mens te herstel. Want uit 'n seun van God uit 'n volwasse van 'n spesies uit, kom 'n habitat. So God wou nooit hierdie aarde vul met wêreld nie. Hy wou die aarde vul met sy koninkryk. Dis hoekom toe Jesus uiteindelik begin preek, toe sy heel eerste woorde, die koninkryk. Bekeer julle, so hy gaan 'n prys betaal, sodat dit vir jou moontlik kan wees om uit Adam te wees en in Christus geplaas te word, en dan weer gebore te word uit die saad Christus, sodat jy 'n nuwe skepsel kan wees, wat weer toegang het na God se genade en sy gees, om weer die koninkryk te kan bou, 'n habitat, So, jy sal sien, en ek wil definitief tyd los, laat ons daai skriffies lees, maar hoe jy gaan van
al is die kind die Heer, hulle gebruik die woord Heer, ja. al is die kind Heer van Oor alles, verskil sy posisie niks minder as die van 'n slaaf, as hy nog minderjarig is nie. Dis hoekom daar skriffies wat sê, aangesien dat jy nou weergebore is uit die onverganklike saad, die ewige lewende woord van God, lê dan hierdie goed af en smag na die suiwer geestelike melk, dat jy daardeur kan groei. Want as die regte opvoeding van Melchisedek jou bou, dan word jy ervare tussen wat goed en kwaad is. En dis eintlik waar ons moet uitkom. Maar dan sê hy net daarna, dan sê hy, hoorie maar, kyk, ons hak nog vas by die eerste dinge aangaande Christus. Want ons het soveel denominasies, waar met alle respek, Jake, ons godsdienstig raak, en nie in diens van God raak nie. Nee, om godsdienstig te wees, beteken nie ons is in diens van God nie. Maar jy het nou geraak aan skriffies wat ek gou wil in perspektief bring teen ons wat jy net nou gesê het met die fases in opgroei in kindskap. In die Grieks is daar 'n paar woorde, maar die drie van die baie pertinente woorde wat gebruik word in die Grieks om die opgroei in die skrif, ek gaan nou net van of die verskillende stadiums van kind wees. Van siel, want onthou, jy's klaar seun van God in die gees. Jy's weer gebore, die volmaakte werk is in jou, maar in jou siel groei jy in seisoene van oprigting en invloed. Ek ben sorry Niels, weet jy, ons sit ons kinders vir 12 jaar lank in 'n skool vir 5 ure 'n dag, 5 dae van die week, nê? Deur 4 kwartaale, net om fondasie te lê van opvoeding, voor ons kinders dan toelaat om saam met ons 'n besluit te maak oor waarin gaan hulle spesialiseer. 12 jaar! Dit gee jou 'n bietjie perspektief oor hoekom die Jode hulle kindertjies vir 13 jaar lank onder hulle verbond plaas, en dan nog 17 jaar voordat hulle eers seunskap bekom. Ja, dis 'n incredible perspektief. Die opvoeding, sodat daar een standaard onder die mense kan wees, dat hulle one language and one speech kan wees, en met mekaar kan dieselfde taal praat, mekaar kan verstaan, dat wat jy sê, en wat ek sê, dieselfde definisie en konteks. Nee, nie 52.000 verskillende interpretasies daarvan nie. So dis onbeskryflik belangrik vir ons om hierdie skrifte te lees en te verstaan dat vandat ek weergebore is, ek eintlik deur 'n proses moet gaan om hierdie volmaakte werk wat hier binne my gees is, in my siel uit te kap, laat dit hier sigbaar kan word. Want dis waarvoor Jesus betaal het. Dis waarvoor Jesus betaal het, hoor. Jesus het betaal vir bekering. Repent, heel eerste woorde van Jesus. Repent. For the kingdom of God. Die maar jy kan nie sonder opvoeding. Jy kan nie, want jy weet nie waarna toe om te repent. 100%. Maar wat jy nou sê, as jy dit in perspektief sit, as jy gemiddeld een Sondag 'n week kerk toe gaan, en daai diens is 'n uur lank, of kom ons sê 2 ure. Kom ons sê 2 ure. Met 'n bietjie sing, en groet en grappies. Kom ons maak die prediking 'n uur. Het ek in 'n maand 4 ure. My kind het in 1 dag in die skool meer invloed gekry as wat ek in 'n maand gekry het in die kerk. Ek wil in ons perspektief. Wat Niels sê is baie belangrik. Ons moet sien kerke se ergonomika. Die ergodinamika, dis mos ergodinamika, ergonomics. Ergonomika, wat ook al. Is so gebou, daar's nie eers tafels nie. So leer, die duiwel het seker gemaak. Ja, die seats raak al hoe sagter, jy kan al hoe meer terugsit, die screens raak al hoe groter, die klank is duideliker, jy kan jou... Die duiwel het regtig seker gemaak, dat disippelskap en oprigting is nie die kerk se heel hoogste prioriteit nie. Terwyl Jesus, al het hy gepreek, al het hy siekes gesond gemaak, bose geeste uitgedryf, al het hy dooies uit die dood uit opgewek, het seker gemaak hy 12 in wie hy hierdie werk inbou. Jy verstaan, nee. So, Jesus het seker gemaak dat die werk wat hy doen verder gaan. En ek ben op 'n stadium sif hy tussen 70 van hulle wat nie meer dan al het hulle siekes gesond gemaak, al het hulle geprofeteer, al het hulle bose geeste uitgedryf, was nie meer geskik om verder te loop om die aflosstokkies te vat nie, want hulle kon nie die dieptes van wat Jesus besig was om te leer, en die dinge waarmee God besig was en wat nou gaan gebeur, wou hulle nie meer aan deel nie, want dit is te radikaal.
dit sou hulle te veel kos. Ja. So die breë pad en die smal pad is partykeer twee baie verskillende paaie. Ja. Opvoeding wys vir ons die verskil uit tussen die twee. Ja. Ek weet nie wat se skrifgie gaan jy eers lees nie. Niels, maar ek wil net gou hier vir ons 1 Petrus net eers lees. Hy sê ons ken hom baie goed, 1 Petrus 1 vers 23. Hy sê want julle is wedergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. Deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. Nee, so ons is weergebore uit 'n ewigheidswoord uit. Want alle vlees is soos gras en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. So die eerste mens word vergelyk met gras en sy denke is 'n blommetjie. Dit kom en gaan. So is dit weg. Maar die nuwe mens word vergelyk met baie ander prentjies weer, wat weer gekroon word met eer en heerlikheid, omdat Jesus bereid was om deur die dood en die opstanding te gaan vir ons. So ons werk, al gaan ons lewe, al leef ons net vir 'n tyd lank, die werk wat ons nou met God se heerlikheid doen, is nie meer soos 'n blommetjie en 'n gras nie. Dit kan vir ewig bly staan. Ja. Ons kan ons plek inneem in die in die geloofshelde. Elke geloofsheld het 'n groot werk vir God gedoen. Ja. En toe Jesus Christus, wat dit moontlik gemaak het dat almal nou self kan kies of hy 'n geloofsheld wil wees. Dis nie meer God wat net spesifieke geloofshelde uitkies nie. Jesus het dit moontlik gemaak dat jy nou kan kies of jy 'n geloofsheld wil wees in die gebied waar God jou aangestel het en dat jou werk vir altyd kan bly staan. Al leef jy net 80 of 60 of 70 jaar. Maar hoor wat sê hy so Jake, hy sê die gras verdor en sy blom, sy heerlikheid val af. Maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord aan wat aan julle verkondig is. Lê dan alle boosheid en alle bedrog en geveinsdheid en afguns en alle kwaadpratery neer en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord van God, dat julle daardeur kan opgroei. Ja. Jy kan, hoor maar hy sê, as julle dan ten minste gesmaak het dat die Here goed en tier is, kom na hom toe die lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar, en laat julle ook soos lewende stene. Jesus Christus was, Adam sou 'n lewende steen wees. Maar toe val in sonde, toe sy 'n dooie steen. Ons almal is dooie stene. God kon nie huis bou met dit nie. Toe kom Jesus Christus, nuwe Adam, lewende steen. Nou word ons weergebore uit dieselfde saad uit, lewende stene. Hy sê, laat julle ook soos lewende stene opbou, invloed, oprigting, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring, wat aan God welgevallig is, deur Jesus Christus. Die hoëpriester. So as Jesus die hoëpriester van Melchisedek is, moet die kerk weer leer, hoe om te kan onderskei, priesters van godsdiens, en denominasie, en priesters van die orde van Melchisedek. Ja. Ons moet kan onderskei, want daai opbou maak ons weer, dit maak ons 'n geestelike huis en 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Ja. Nee. Nou, as jy nou daai gedeelte lees, ek wil saam met 'n ander skrifgedeelte saam lees, maar hierdie woord vir kind, Niels. Vir kind, dis brephos. Brephos. So 1 Petrus 1 vers 23 sê ek is wedergebore. Ja. Nou dat ek wedergebore is, moet ek soos daai pasgebore babatjie. Dis die woord brephos. Verlang na die onvervalste melk van God, van die woord van God. Ja. Paulus het later 'n bietjie van 'n probleem. Ja. Met 'n paar mense wat daar gaan vashak het. Ja. Daar in Hebreërs 5, ek wat gou gelees, ek tel hom net gou op by vers 8, want dan gaan hy oor na Melchisedek toe, net mooi wat hy nou gesê het. Ek tel hom op by vers 8, hy verwys na Jesus, kom ek tel hom op by vers 7, kom ek tel hom op by vers 6. Soos hy op 'n ander plek sê, U is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. Hy wat in die dae van sy vlees gebede en smekinge met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit die angs. Hy, al was hy die seun, het gehoorsaamheid geleer, daar's 'n opvoeding, uit wat hy gelei het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat hom gehoorsaam is, 'n bewerker van ewige saligheid geword, en mooi. is deur God toegenoem, 'n hoëpriester volgens die orde van Melchisedek, waaroor ons baie veel te sê het, wat swaar is om te verklaar, en hier is die rede, omdat jy traag geword het, om te hoor. Nou hoor nou wat sê hy, want, nou gebruik hy hier
hy gebruik dit nou, dit wat deur Jesus Christus gewerk het, tot die orde van Melchisedek, gebruik hy nou uit dit, uit 'n gesprek wat nou volg. Hy sê, want hoeveel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees. So hy het 'n verwagting, julle moes nou groei. Leraars van hierdie tyd Julle gewees. moes nou Al ook al vaders geword seuns het. van God gewees het, Ja. leermeesters gewees het, Inspraak rabbies gee. gewees het, voorbeelde, Opvoeding. ambassadeurs, ons baie woorde wat ons hier kan gebruik. Opvoeders. Voorbeelde, ja. Hy sê, hoewel julle vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat mense die eerste beginsels van die woorde van God moet weer leer, en het julle weer 'n behoefte aan melk. Maar nou net het ons gehoor, ons moet verlang na melk. Ja. Maar kan jy hoor, nou het hy 'n probleem, julle het al weer 'n behoefte aan melk. Ja. Hulle het nog nie gegroei. Die orde van Melchisedek, waarvan Jesus die hoëpriester Ja. is, het nie hulle opgevoed Hy nie. het hulle nie opgevoed Jy nie. sien, Jesus het geword die bewerker van ewige saligheid. Nie redding nie. Ons weet dat Jesus se werk ons red. Ja. Yes. Maar dit was nie die doel nie. net stap een. Saligheid beteken to be set free from the molestation of the enemy. So, met ander woorde, Jesus het 'n werk gedoen wat ons sou vrymaak van kennis van goed en kwaad. En weer ons die geleentheid gee om die kennis van God se heerlikheid te kry. Jy sien, en dan sal ons gaan van Brevios of Brefos. Ja. Nou ons sou Nepios deurgewerk het. Dis reg. Ons sou uiteindelik Teknon deur die Teknon fase gaan het en uiteindelik by Huios, seuns van God sou uitkom. Want die hele aarde sug met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van die seuns van God. Ja, nie meer kinders van God nie. Hulle wat deur die suiwer geestelike melk gegaan het en dan vaste spys geleer het. Niels, lees dit daai stukkie vir ons klaar, nê? Ja. Hulle het weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Hy sê, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Jy sien, ons verstaan nie identiteit nie. Ja. Dis wat ek net probeer sê het. Kerk rig ons nie meer op in identiteit nie. Ons het baie dinge wat ons doen. Maar ons moet begin by, ek moet weet wie ek is. Ja. Ja. En hoekom ek is. Hy sê verder hierso, hy sê maar vaste spys is vir volwassenes. Wat Volwassenes. vir die wat geestelike vermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Ja. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Hoor mooi, hoor nou waar sukkel denominasies. Hoor mooi. Hy sê, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê oor die bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Reg. Van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. Ons sal dit doen as God dit toelaat. Ja. Hoekom kan God dit nie toelaat nie? Ons is nie deur die regte opvoedingsstrukture gegaan nie. So God moet dan eers iewers 'n werk doen en weer die kerk infiltreer. En mense gaan dink dis vreemd, maar dis weer die ware opvoeding wat in die kerk kom om eintlik daai bekeer of daai wedergeboorte wat met ons lank terug al gebeur het, in doelwit om te skakel van bekering, sodat ons uiteindelik kan uitkom by saligheid van ons siel. Want dis waarvan Jesus die bewerker voorgeword het. Ja. Maar daar is nou, ek moet net nou 'n ander woord nou, ons het nou gepraat oor Brefos. Nou, Brefos is met ander woorde 'n kind wat behoefte het aan melk. Ja. En ons moet dit doen in die gees. Ons moet daai geregtigheid nou soek. Suiwer Eerste, melk. Dis die eerste ding wat ons moet soek. Soek allereers die koninkryk en sy geregtigheid. En ek moet my geregtigheid, my stand van geregtigheid begin verstaan. Goed, dis Brefos, nou, daai begeerte na melk. Maar ek kan nie al bly nie, ons het dit nou gesien. Hoe raas Paulus met die kerk omdat hulle bly by dit. Ons moet opgroei. Ja. Hy skryf in Galasiërs 4 vers 1. Ja, ek snou hierso, ek wil hom lees. Kan ek hom lees? Lees hom. Maar ek sê, Hulle is 'n tag team. Galasiërs 4 sê, maar ek sê solank as die erfgenaam 'n kind is, Daar's Nepios. verskil hy niks van 'n dienskneg nie. Al is hy heer van alles. Nou Nepios is die doekdra baba nou. Nepios. Jy kan sien, Jake, ons is weergebore as Here, heersers, nee, God is die Here, en God gee geboorte aan sy saad, heersers. God is God van gode. Ons word uit 'n saad uitgebore wat ons die beeld en die gelykenis van God maak. So ons het 'n verantwoordelikheid, ons moet God se beeld en gelykenis wees. Die regte invloed maak ons weer deel aan God se sy natuur. God wil sy heilige natuur in die kerk eintlik kweek, laat die kerk 'n werk kan wees. Maar hy staan dan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore wat deur die Vader bepaal het. So jy kan sien dat 'n erfgenaam, al is hy die heer van alles, bly nog steeds 'n dienskneg, solank soos wat hy dan nog 'n nappie dra. Ja.
So hy kry nie die vaste melk nie. Ja. So hy bly nappy Hy dra. kry nie vaste spys nie. Ja, hy kan nie na vaste spys toe groei nie, want hy kry nie die suiwer melk nie. Reg. Suiwer melk laat ons deur die doekfase groei om reg. uiteindelik by 'n spesifieke plek uit te kom. Ek wil net uit dit uit 'n ander skrifgie lees. Hoor wat sê Efesiërs 4, nê? Hy sê hierso, dis nou Paulus wat hy skryf. Hy sê en hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Nou hier is die vyfvoud, né? Die vyfvoud moet werk volgens die orde van Melchisedek. Ja. Want as dit werk, as hulle dit reg kry, hoor wat gebeur. Om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk tot die opbouing van die liggaam van Christus, totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. Totdat ons almal kom tot die eenheid van die geloof. By 'n kleuterskool is die kinders nie in die eenheid van hulle opvoeding nie. Hulle is nie. Maar éventueel speel elke persoon 'n rol as 'n puzzelstukkie om die gemeenskap en die land op te bou, nê. Nee, maak nie saak waar in jou funksie is nie. Jy praat eintlik een legislasie. Ja. Hy sê hierso, hy sê ons moet kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, sodat ons nie meer kinders sal wees nie. Die Engels sê, so that we can become, God stel die vyfvoud aan, sodat die kerk kan toerus vir hulle dienswerk, totdat ons almal kom to the unity of the faith, and the knowledge of the Son of God, until we come to the measure of the stature of the fullness of Christ. Want dis wat 'n seun van God is. Perfect man. Perfect man. En Jesus Christus as eerste seun van God het eintlik vir ons uit 'n werk kom doen om uiteindelik weer 'n seun van God in ons te plaas, né? Ja. Maar net die regte invloed, opvoeding, volgens die regte orde, skei orde van wanorde. Ja. Nee, ek bedoel dis wat orde doen. Ja. Orde skei lig van duisternis. Dit skei orde van wanorde. Sodat ons uiteindelik dan kan opgroei na 'n volwasse mens en dan uiteindelik kan ons seuns wees, want seuns van God bring weer die habitat, die koninkryk van God. Die aarde sug met ryk als 'n verlange na die openbarmaking van die seuns van Huios. Huios. Dis weer die woord huios. Huios. Nee, waar staan die woord teknon? Hy staan ook, ek dink Ja, teknon is die woord wat gebruik word vir kind in die verbandskap. jong mens of jong kind nog of jonk. Ja, so jy kan sien daar's verskillende woorde om ons uiteindelik te vat na 'n plek van seunskap. Reg. Nou die Joodse kultuur, 'n seun word aangeneem wanneer hy die beeld en die gelykenis van sy vader is. Vertel ons bietjie van by ons CIM Collective die 7 stappe na seunskap toe. Ja, ek dink die pad wat die Here met my of met ons in CIM gestap het was om uiteindelik mense deur 'n proses te vat waar van dag 1 af, wanneer ons die boodskap van die geloof weer hoor. Nou 1 Korintiërs 13 is baie duidelik. As ons profeseë of ons Bybels uitdeel of ons evangelisasie of ons liefdadigheid, as dit nie weer die liefde van God kweek nie en daai bediening van versoening om alles een te maak met God nie. Baie keer het ons 'n menslike perspektief van liefde. Maar as ons gaan kyk na 1 Johannes 4 vers 17, dan sien ons die doel van liefde is dat soos God is, so is ons in hierdie wêreld. Want ons is sy beeld en sy gelykenis. So liefde bereik sy doel. Liefde bereik sy volmaaktheid wanneer ons uiteindelik weer die beeld en die gelykenis van God is. Dan het ons die bediening van versoening. Ons kan alles weer een maak met God, want dis wat Adam en Eva sou wees as hulle nie sou val nie. So elke persoon se geestelike pelgrims, sy geestelike journey begin iewers by 'n boodskap. En daai boodskap moet weer 1 Korintiërs 13 sê dit so mooi. Geloof herstel. Want geloof sluit weer hoop oop en hoop herstel weer liefde. As ons nie daarby uitkom nie, maak nie saak of ons met al die gawes of met al die boodskappe en preke en liefdadigheidsaksies, ons bly kinders. Nee, Paulus sê toe ek 'n kind was, toe dink ek soos 'n kind, ek praat soos 'n kind, nee. Maar uiteindelik wanneer ons met 'n onbedekte gesig daai werk aanskou wat Jesus Christus is en ons word dieselfde beeld as seuns van God, dan kan God uiteindelik daai bediening van versoening aan ons in totaliteit toevertrou. Dis baie meer as net wedergeboorte. Dit is om alles weer, om hemel en aarde weer een te maak. So, die boodskap is soos nette wat uitgaan. Dit vang die visse. Dan daai visse moet deel word van 'n sekere
spesiewerk, 'n sekere saadwerk, wat weer 'n sekere habitat, wat hulle self weer gee om by 'n sekere spesifieke werk van die koninkryk uit te kom. So die heel eerste stap na seunskap toe is die regte boodskap. Nee, want die was van die waterbad van die woord reinig en heilig ons, dat ons sonder vlek en sonder rimpel moet wees. Ja. Dan om daai mense by mekaar te sit, kom hulle almal by 'n connect by mekaar of 'n middelweekse visie. Ek glo dat in tyd om te kom, middelweekse gemeentes gaan die gym word, waarin die kerk kom oefen om weer kerk te wees. Ja. So dis CIM se visie. CIM se visie was nog nooit om 'n Sondag gemeentevisie te hê nie. Inteendeel, in tyd om te kom glo ek dat die mure van denominasie gaan afbreek en die kerk gaan weer een word met hulle gym. Dis waar ons eintlik inkom. Is daai middelweekse gemeentevisie of eintlik selkerk waar mense nie meer as 'n sekere groep mense in 'n gemeenskap bymekaar kom wat almal dieselfde geloof en boodskap hoor om te kultiveer na dieselfde plek toe. Met 'n stoel en 'n tafel reg om te leer. Yes, met in 'n koffiewinkel of waar 'n tafel is en 'n stoel, mense sit hulle Bybels en hulle notaboekies uit en hulle het 'n herder wat 'n pad met hulle stap. Dis nie net preke nie, daar word gekonnekt, daar word letterlik aan disippelskap tyd spandeer. En mense span hulle self in om die verbond van God in hulle hart en denke te skryf. Hulle span hulle self in om hierdie seunskappad, hierdie werk in hulle te begin uitkap. Waar hulle die suiwer geestelike melk weer hoor. Uit daai kultivering uit maak dit hulle reg vir woordskool. Waar hulle uiteindelik weer Christus wees kan aantrek. Hulle word studente. Dis nie net lewensverrykende boodskappe of net mooi preke of kennisvolle of inligtingsverrykende goeders nie. Dis lewensveranderende werk wat ons uiteindelik weer studeer om daai Christus wees aan te trek, om regtig in Jesus se voetspore te volg. Uit woordskool uit raak mense reg om 'n diaken te word, om weer te dien, om die tafel van die Here te dien. En soos wat jy begin groei en begin verstaan waarmee die hemel besig is, en jy begin al goeters aanskou in die geesteswêreld wat jy voorheen nie eintlik aangewoond was nie, kan jy soos 'n waiter, want dis wat diaken is. Dis eintlik 'n waiter wat weer die lappie op sy arm sit en hy begin die tafel van die Here dien. Hy sien die take en die instruksies van die Here op die tafel. Hy help hom daai kos van uit die binnekamers uit aan te dra dat die mense die regte goed kan eet en dan draai dit weer terug daar waar dit voorberei word en dan draai dit weer. Hy dien in die plan van die Here. Dan groei almal na ouderlingskap toe waar geloof begin tel. Ons lees in Hebreërs 11 dat die oudste ouderling van almal is God. Deur die geloof verkry die ouderlinge 'n goeie getuienis. En dan sien ons, deur die geloof verstaan ons dat alles wat geskep is, het eintlik gekom uit niks uit nie. Nou wie het dit gedoen? God. So die grootste ouderling in die geloof is God. Ons sien in die Israel kultuur dat ouderlinge het bepaal of hulle by die land ingaan of nie. So die ouderling se geloof speel 'n baie groot rol. Hierso is hy nie net meer besig om die tafels te dien nie, hy's uiteindelik besig om met die geloof te begin werk. Want geloof sluit nou weer hoop en sluit nou weer liefde. Eintlik daai een maak agape of agape liefde oop. Dan groei mense na leermeesterskap of rabbieskap toe, waar ons weer een leer onder die mense wees, verkondig, deel, daar waar mense hulp nodig het en ons kan hulle adviseer of help, is dit weer uit een heerlikheid en uit een leer uit. Ons sien by Israel hoe geweldig ernstig is hulle om rabbies met autoriteit of sonder autoriteit te hê, want die leer was vir hulle baie belangrik. En dan natuurlik die 7de stap is aanneming tot seunskap, of waar ons uiteindelik dan daai erkenning of erkenning kan gee of herkenning kan gee dat hierdie persoon werk nou met die heerlikheid van God en nie met die heerlikheid net van mens nie. Sodat die aarde waar hy aangestel is kan vul met God se heerlikheid. Jy weet baie mense sal my vra, die koninkryk van God, so wat is dit, 'n autokrasie? Sê ek nee, dis 'n teokrasie. Teokrasie is 'n plek waar God heers. En vir God om te heers moet mense volwasse raak. Want God wil in en deur almal heers. En ek meen ons het almal dieselfde gees. Maar wat is die verskil? Ons het nie almal dieselfde opvoeding nie. Opvoeding speel die sleutelrol vir die Heilige Gees om God ten volle in en deur ons te kan uitleef. Jesus sê dit so mooi, né? Hy sê die woorde wat ek spreek, die werke wat ek doen is nie myne nie. Dis die Vader wat dit in my en deur my doen. So opvoeding speel 'n geweldige groot rol vir ons om uiteindelik akkuraat in seunskap te wees en om deel te wees van God se heerlikheid. Opvoeding kry jy op daai plek waar jy al hoe meer doodgaan vir self
en dat God al hoe meer deur Ja. jou kan lewe. En daar's 'n nuwe manier wat in jou gebou. Jy gaan nie dood nie, maar daar's 'n jou manier gaan dood. Ja. En God kan sy lewe deur jou Ja, leef. pragtig. En sy drome deur jou leef. En kan jy 'n aarde imagine of net 'n stad vol mense wat so saamwerk dat God deur hulle kan sigbaar word. Pragtig. Kan jy Dit gaan 'n ander plek wees. Ja. 'n ander plek wees. En dit is wat ons een moet bou. taal, een uitsprake, een aksies en wanneer jy praat en ek praat, verstaan ons mekaar ten volle want ons het deur dieselfde opvoeding gekom. Ons kan sien hoe ernstig was God in die Joodse kultuur met dit. Ja. Baie ernstig. Baie ernstig. Baie Die priesters speel 'n geweldige groot rol in die opvoeding van die volk van God. Maar Jesus, as 'n ou kyk na die prentjie van Israel, net om miskien saam te vat wat ons sê hier, as ons praat in die Nuwe Testament, die orde van Melchisedek, waarvan Jesus Christus die hoëpriester is, uit die aard van die saak, die orde, die standaard, van iets, en daai iets, sê Efesiërs 4 nou baie mooi, is een evangelie, een geloof, een God en Vader, oor almal, in almal, deur almal, een. Nou as ons kyk na Israel se geskiedenis toe hulle verdeeld was in die dae van Saul, en na Saul dood is, in die tyd van Saul, toe hulle in die oorlog was met die Filistyne, hulle daar die ark uitbring, terwyl God eintlik nie in daai oorlog was nie, terwyl dit eintlik nie God se plan was. Hy het nie 'n woord gegee vir daai oorlog nie. En hulle wil God gebruik om hulle saak vir hulle te kom oorwin. Gaan hulle die ark en hulle verloor die ark. En sy wil sterf van daai oorlog. Saam met Jonathan. En dan uiteindelik breek Juda weg. Vanweer die verdeeldheid wat daar in Israel was, vanweer die feit dat Israel nie God se orde gehandhaaf het onder die koningskap nie. En hulle gaan aan met Saul se seun Isboset en maak maar net weer nog 'n koning en ken nie God in die saak nie. Juda breek weg, gaan haal vir Dawid, maak hom koning van dit en Dawid begin die hart van God weer inbou in 'n volk. En nou sien ons baie duidelik die begeerte van Dawid om die ark van God weer terug te bring. Israel het nie eens weer gaan vra vir hom nie, dat hy gaan beywer vir hom nie. Die begeerte van Dawid om die ark terug te bring, om vir die naam van die Here 'n huis te bou. Sy hart vir God bou hy in Juda in. Dawid kon gesê het, hey, God wil die volk verenig, kom ons gaan submit onder Israel. Nee, Dawid se hart was, ek moet Israel weer kry om te submit onder God se orde. Want dit bring die teenwoordigheid van God weer terug. En dit het gepaard gegaan met oorlog tussen broers, om die orde te bring, want Israel het nie die orde verstaan van dit waarmee God besig was eintlik nie. oor tyd verloor. Nee, dis nie asof hulle doelbewus besluit. Dis ongelukkig die probleem met verkeerde invloed vir jare en jare en jare. Jy begin al hoe meer krommer loop en laterand noem jy iets, die Here is in ons midde. Maar dit is nie, want die Here is in sy weë. Dis reg. Die Here is in sy manier. En ons kan sien, Niels sê dit so mooi, die geweldige harde werk wat Dawid gehad het om oorlog, om bloed op die hande te hê, om weer God terug te bring. Ja. Sodat hy vir God 'n huis kan bou. Wat dit beteken is, hy het weer die volk herstel, laat God weer inkom en kom woon. En ons sien dit met Salomo. Ek meen, waar in jou lewe het jy al, weet jy, as ek hierdie goeters bedink, dan wil ek net hou. Waar in die lewe, terwyl 'n man lê en slaap, verskyn God aan hom en sê, vra net wat jy wil en ek sal dit vir jou gee terwille van jou pa Dawid. Ek meen, bedink dit gaan. En sy antwoord, hy sê, kan jy dit net gou indink dat God verskyn aan jou in 'n droom en sê vir jou, vra net wat jy wil, ek sal dit jou gee. Kan jy dan die antwoord bedink, waar Salomo sê, Here God van hemel en aarde, geseënd en geheilig is die naam, ek is nog jonk, nie soos my vader Dawid, al wys en ervare nie weer nie. Give me an understanding heart to lead your people, because how am I able to lead your people? Weet jy, dit roer die Here se hart sodat God vir hom sê, weet jy wat, ek sal dit vir jou gee, en ek gee jou sommer die ander goeders by, wysheid, 'n lang lewe, rykdom. Kan jy dit indink? En weet jy wat die eerste ding wat hy te doen? Bou die tempel. En soos Dawid gevra het.
Ja. En dan met goud en silwer en edelgesteentes. Dis vir ons 'n prentjie van hoe God die tempel van mens sien. Ja. Nee, Paulus skryf, hy sê luister, daar gaan 'n dag kom dat almal se invloed, hulle opvoeding getoets gaan word. Ja. Hy sê en ons gaan dan sien. Hy sê want daar's net een fondasie en daai fondasie is suiwer. Goud, silwer en edelgesteente. Dis nie hout, gras en strooi nie. Jy sien hout, gras en strooi bou jy tente van. Ja. Goud, silwer en edelgesteentes moet jy ongelukkig in die vuur sit om die dros uit te haal. te louter. Te louter, maar met dit bou jy 'n tempel. Ja. Nie tente nie. Tente is tydelik, maar 'n tempel kan vir ewig bly staan van geslag tot geslag. Ja. Paulus sê daar gaan 'n dag kom, dan gaan almal se werk aan die lig. Ja. Die vuur gaan dit kom openbaar. Die dag van die Here. Hy sê dan gaan baie mense gaan die vuur vryspring soos hulle wat gered is, want die volmaakte werk van Jesus red jou. Hy sê maar hulle werke, hulle invloed gaan verbrand. Ja. Dit gaan duidelik word dat die invloed was nie volgens die orde van die hoëpriesters nie. Ja. Ja. So. Ja. En nou daai prentjie is net vir my so mooi, né? Toe Dawid daarin kon slaag om Israel weer een te maak in een orde. En uit daai eenheid sien ons die vrug daarvan by Salomo, né? En die heerlikheid wat daar net nooit ooit was in 'n volk Weet nie. en in 'n ryk. Inteendeel, vandag in Israel wag hulle nog steeds Ja. dat Israel weer 'n koninkryk sal wees van Salomo, Van Salomo. wat onder 'n Dawid invloed, heerskap, Reg. heerlikheid weer. Ja, praat met 'n Jood. Want hulle het geweet wat hulle in die natuurlike gehad het. Ja. So as ons as seuns van God of Salomo's begin verstaan wat Jesus as 'n Dawid gedoen het vir ons. En ons begin daaruit die materiaal gebruik om die tempel te bou met goud, silwer en edelgesteente. Jesus is 'n Dawid. Hy is 'n man na God se. Hy's hoëpriester verklaar deur God volgens die orde vir ewig. Volgens die orde van vir ewig verklaar volgens die orde van Melchisedek. So die priesters moet kom wat weer met goud, silwer en edelgesteente is. Vanaf daai fondasie bou. Ja. En weer in daai eenheid van een orde, in een werk en een plan. Ek wil vir jou sê profeties vanaand en ek wil dit sê vir die wat oor het. Ek wil amper sê soos wat Johannes het skryf aan Openbaring kort. Laat die wat oor het hoor. Ek wil vir jou sê die beste dae van die kerk lê voor. Ja. As God hierdie eenheid bewerk en ons kan as kerk by hierdie plek kom waarin Dawid kon slaag, lê ons Salomo tyd vir die kerk voor. We ain't seen nothing yet. Dit lê voor ons. Waaragtig lê dit voor ons. Daai was die skadubeelde van wat die Here in die Gees gaan doen. Dis waarmee God besig is. En dit kan net ontstaan vanuit die orde van Melchisedek, wanneer ons Jesus Christus as die hoëpriester van 'n orde erken. En hom weer in sy plek En sit. daai opvoeding weer in mense En daai inbou. opvoeding weer inbou. Ja, die weë van die Here moet terugkom. Ja. En ek dink 'n mooi manier om te sê weë van die Here is om te sê die manier van die Here, want ons almal wil ons kinders maniere leer. Ja. Hoekom? Ja. Want as jou kind maniere het, Ja. dan jy staan op as Ja. iemand jou groet. Baie mooi. Jy weet jy was jou hande voor die dis wat ons doen, né? Dis opvoeding. God moet nou Jy sy leer hulle kinders maniere leer, Ja. sy maniere. Daar's hy. Ja. Daar's 'n groot verskil Ja. tussen 'n huis en 'n tuiste. Ja. Ja. Die huis van die Here moet vir God 'n tuiste word. Hoe gebeur dit? Deur om sy maniere in die huis in te bou. Want dan kan hy sy skoene uitskop Ja. en ons kan die heilige grond weer word waarop God kan loop. Ja. Kaalvoet, Ja. nê? Want sy voete, die aarde word dan 'n rusbank vir sy voete. Dit beteken die aarde skei weer in die weë van God. Ja. Weë van God. Pragtig gesê. Ja, Ja. baie mooi. Dankie julle. Ja, kyk ek het hierdie gesprek nou baie geniet. Ja, dit was lekker. En ek glo die kykers ook by die huis het dit geniet. Niels, gaan jy vir ons afsluit vanaand? Ja, En dan, voorreg. gaan ons die kykers Ja, voorreg. Dankie, Jake. Vader, ek wil kom dankie sê vanaand. Dankie dat ons U kan ken. Jesus Christus het dit kom moontlik maak dat ons U weer kan ken as die enige waaragtige God en Vader. En ook dat ons Jesus Christus kan ken as die eerste van hierdie soort wat ons nou ook kom word het. Seuns van God. Dankie dat ons kan verstaan dat die hart van God is nie net dat ons kinders moet wees nie. Ja, ons moet opgroei deur hierdie fases, maar ons moet groei sodat ons kan uitkom by die antwoord vir hierdie wêreld wat stikkend is, wat sug. Romeine 8:19 sê dit so mooi. En wag met 'n reikhalsende verlange na die openbaarmaking van hierdie huios, volwasse seuns van God, wat weer
die beeld van God akkuraat verteenwoordig, die invloed van God weer in hierdie aarde akkuraat kan kommunikeer. Vaders kan word weer vir ander kinders, sodat ons die een invloed en die een opvoeding van die wee van die huis van die Here in die huis kan inbou. Dat ons huisgenote kan word wat een is met die hart van ons Vader. Dit is so belangrik. Ek wil bid vir die kerk vanaand, Here. Ek wil bid vir die kerk dat ons sal ingestel wees vir dit waarmee die Gees van God in hierdie tyd besig is. Dat ons 'n binnekamer geoefende oor sal hê om die Gees van die Here te hoor. Here, partykeer is daar soveel goed wat ons hardhorend maak. En ek bid dit uit my eie lewe uit. Daar was tye waar ek my bevind het, waar ek hardhorend was, Here, omdat ek nie 'n sensitiewe gees gehad het en U bo alles gesoek het nie. Maar help ons as kerk, help ons as vyfvoud, help ons as leiers, om fyn ingestel te kan wees, om mooi te kan hoor wat die Gees van die Here aan die gemeente wil sê, sodat ons akkurate vaders kan wees, wat akkurate invloed kan hê, Here, want die kerk gaan net 'n produk wees van die vaders. Die kinders kan nie anderster wees as wat die vaders hulle leer nie. Help ons om ons invloed weer akkuraat te doen. En dit beteken ons invloed wat in ons moet invloei, moet akkuraat wees. Ons harte moet terugkeer na ons Vader toe, na sy wee en sy manier, sodat ons vanuit daai een wee na een manier weer vaders kan word van kinders, sodat die opvoeding in die huis, die orde van Melchisedek, waarvan Jesus Christus die hoëpriester is, dat daai werk van Jesus Christus kan deurvloei soos 'n suurdeeg, 'n werk doen binne in die kerk. Ek hoor daai skrif in my gees vanaand en ek wil dit net verklaar. Daai skrif wat dit so mooi sê, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dood. Ek bid dit vanaand, sodat Christus, hierdie werk van God met Christus in ons, sy volmaakte doel kan bereik. En dat die aarde kan vol word van die heerlikheid van ons Vader. Word verheerlik, Vader, ons het U baie lief. Amen. 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 Weet jy wat, Jake, terwyl Niels nou so bid, dink ek net daai skrif in Jesaja 9, jy weet vers 5 en vers 6. En ek dink dis iets wat ons vir baie jare verkeerd verstaan het. As ons, jy het nou so mooi gesê, hoe meer ek seun van God word hier, hoe dooier word ek in my vlees, hoe sterker word ek in my gees. Hoe sterker ek in my gees word, hoe minder word ek sigbaar, meer word God sigbaar. Dan begin ons 'n skrifgie verstaan, waar 'n kind word gebore, maar 'n seun word gegee. En 'n seun verteenwoordig nie homself nie. 'n Seun is wonderbaar, raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Want wanneer jy na 'n seun van God kyk, moet jy eintlik nie die seun sien nie, maar die Vader sien. En die koninkryk van God is dan bo op daai seun se skouers. En die ziel, die passie van die Here, die ywer van die Here, wil deur seuns werk om sy koninkryk te vestig. So ware seuns van God soos Jesus is nie hulle eie wonderbaar, raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Baie jare was hy skrifgie eintlik gemisbruik. Ja. En het ons nie Jesus as seun van God se waarde ten volle verstaan en geag, hoe hy eintlik dood was in homself En die en Vader God sigbaar gemaak. geïllustreer het deur hom nie. Ja, baie mooi. En dis wat 'n seun dan. As jy sê waarna toe moet 'n seun groei? Hy moet daai beeld en daai gelykenis van 'n magtige God en ewige Vader wees. Ja, pragtig. Want die skrif sê dit mos so mooi, nee Niels, niemand het al ooit God gesien Ja. nie. Maar die seun, Die seun openbaar vir God. Daar's hy. En Jesus het ons weer kom wys. Ja. Hoe 'n Hoe om seun dit moet te wees. doen. Ja, Ja. mooi. Ja, as jy hom sien, dan sien jy 'n wonderbare en ons moenie in 'n spieël raadsman. kyk en wegstap en vergeet wie ons is. Pragtig. Ja. Ons moet doeners wees van die Ja. woord, nie net hoorders nie, ja. So. Jy sien as jy die verkeerde woord die hele tyd hoor, dan doen jy ander goed. Ja. As jy onder die regte hoor sit, Ja. begin ons die Die regte. regte speel die hele Daar's hy. hy. Pragtig. Ja. Ja, baie mooi. Ja.
kosbaar. Baie dankie julle dat julle saam gekyk het, Sandra en Niels. Baie dankie. Jake. Dit was Dankie, 'n regtig Niels. goeie Baie aand. lekker. Ek wil net julle sê ons maak dit regtig baie maklik vir julle om hierdie incredible gesprekke op te vang of weer te luister of te deel met julle mense. Ons het ons podcast is nou available. Ek sal weer as julle ons sosiale media blaaie volg, sal ons weer 'n linktree opsit as jy soek vir dit en jy is nie heeltemal seker waar om dit te kry nie. So volg ons op ons In Fokus Facebook bladsy. En dan sal ons weer 'n linktree daar opsit. Linktree sê net vir jou 'n maklike manier om by iets uit te kom as jy nie weet hoe daar uit te kom nie. So ons gaan jou help. Daar's allerlei triks wat ons nou deesdae try. En dan kyk uit vir ons regenerasie. Ons volgende ene, ons gaan 'n volgende datum binnekort bekend maak en ons nuwe bymekaar kom plek vir dit. So hou dit dop asseblief. En as jy enige vrae het, stuur vir ons asseblief 'n e-pos aan infocus@cimcollective.org. Ek dink God wil jou deel hê hy wil jou as 'n rolspeler roep vir sy plan. Maar jy kan nie 'n rolspeler wees as jy nie betrokke raak nie. So ek roep jou, kom raak betrokke. As God met jou praat in jou binnekamer, in jou hart, kom hy roep jou om 'n rolspeler te wees, maar kom raak betrokke. Kontak ons, kom gesels met ons en dit is die lekkerste ding vir ons om te doen, is om met julle te kan connect en te gesels. So geniet julle aand, ons sien julle oor 2 weke en lekker slaap. Totsiens. Dankie dat julle saam geluister het. Jy kan ons kontak op infocus@cimcollective.org. En as jy hierdie gesprek geniet het, share dit met jou vriende en druk die subscribe knoppie as jy meer wil hoor. Die tyd is nou. Kom ons trek die skale reg.